So, waar jy gewoonlik daai klagtes WhatsApps vir Gerda stuur, vandag mag jy nie, vandag moet jy stuur happy birthday. Gerda, ek is so dankbaar vir Facebook, anders ek nie weet jy verjaar nie, en dan het ek sleg gevoel as jy uitstap en ek het later besef jy verjaar. Hoe gaan dit met jou? Baie geluk met die verjaarsdag vandag. Baie dankie. Dit is die begin van die nuwe halfte van die nuwe eeu. Ek wou dit nie sê nie, so jy het dit self opgebring. Ek het gesien Facebook sê die ouderdom, maar ek het dit gelos. Kan ek vir jou 'n kompliment gee? Ja, jy mag. Weet jy wat, toe ek jonger was, nê, het ek regtig gedink as jy nou by jou ouderdom kom, dan sê nou jy's klaar. Jy weet jy's oor die muur en jy's nou 'n ou oom en tannie en jy lyk glad nie so ou oom of tannie nie, so dit is nie die geval nie. Ek was verkeerd toe ek jonger was. Baie dankie. Ek sal dit so vat. Enige spesiale planne vir vanaand of is jy te besig? Nee. Ek my familie kom kuier, my dogter en my seun met hulle kleinkinders en goed. So ons gaan 'n lekker familieete hê. Ouma het lekker gebak. Ek het koek gebak. Ek het jou nou vergeet. Ek het vir jou koek gebring, maar ek beloof ek sal vir jou bring. Ek het weer vir jou 'n deel van my lotto winnings gebring, maar ek het ook vergeet. So ons is gelyk daar. So ons gaan net 'n lekker familietyd hê. Ag, dis die lekkerste. Nou tyd saam met die kleinkinders is awesome. Nee, jy moet dit regtig geniet en baie geluk en mag dit 'n baie geseënde en 'n baie mooi jaar vir jou vorentoe wees. Hoor. Ek glo dit gaan baie dankie. Ons gaan vandag 'n bietjie korter hou. Ons gaan net so vinnig praat oor 'n paar dinge. Ek wil jou vinnig remind eerstens by Old Waltonians vanaand om 6:00 begin die sektor 4 vergadering en dit sluit dan nou die areas in SW1, 2, SW5, SW5 proper en Flora Gardens en dis om 6:00 vanaand by Old Waltonians. Hulle gaan praat oor die misdaad areas en daai tipe dinge, né? Gerda, dan is daar die sektor 1 vergadering. Dit is CW1, CW6 en NW7 en hy vind ook vanaand plaas. Hy's om 6:30 by Laerskool Toosius. So die hekke maak om 6:00 oop, hulle begin streng om 6:30 en dan so 7:20 sluit hulle die hek vir veiligheidsredes. Okay, so maak seker dis betyds daar, dis 'n vergadering daai. Goed, daar is klagtes, eerste plek van 3 riviere wat blykbaar van gisteraand af sonder krag sit en dan het Emfeleni ook, ek het op Facebook gesien, het hulle laat weet daar's herstelwerk, nee. Ja, daar is besig. Eintlik het ek al vir jou verlede week daai notas al aangestuur. Hoe het jy? Ek het. Maar dankbaar weer eens op Facebook. Mark Zuckerberg, baie dankie vir jou uitvinding. Wat veral vir Quentin onthou. Ja, verjaarsdae eens. Maar blykbaar, weet jy van enige ander probleme in 3 riviere wat van gisterand af is? Ek weet daar is gerapporteer. Dit was 'n kabelfout gewees en die kontrakteur was alreeds gistermiddag op site gewees. So hulle het seker gaan kyk wat die probleem is, so dit sal voortgaan vandag. So ons is bewus daarvan, yes. So hulle werk aan die probleem. Intussen op my WhatsApp kanaal en ook op my Facebook bladsy hou ek jou op hoogte soos ek die inligting van julle afkry. Baie dankie daarvoor, Gerda. Enigiets wat uitstaan, enige probleme wat tans kop uitsteek? Niks meer as gewoonlik nie, behalwe dat Riwil nou weer erg sy kop uitsteek, maar dit was maar as gevolg van die reën, maar ons Riwilwerke van hulle werk ook nie, seker maar soos 30%, 40% in werking. Ja, dit is 'n probleem, so Riwil op hierdie stadium, waterlekke, bly 'n probleem, dit raak mos nou kouer. Ja. So, Strausstraat en SW5, elke oggend as ek my foon oopmaak en, daarom nog nie vandag gebars nie, so, en ek wil dit nie uitspreek nie, maar hy bars elke liewe winter. So, ek hou duim vas, hopelik met die vorige herstelwerk was dit ordentlik gedoen, en, maar ja, dit is nie regtig iets wat uitsteek nie, en dan, Townsap. Ja. Is 7 areas, daar het nou nog niks groot dae gebreek nie, maar die winter is nou maar net nog aan die begin, maar dit is koud. Ek vries, Nee, dit was koud gisteroggend, ek het gister 'n foto in Facebook sit van ons eerste ryp wat ons in ons kompleks kry het. Sommer vroeg, maar die kenners voorspel dat ons gaan 'n nat en veral 'n koue winter hê, so ja, dis nie goeie nuus vir munisipaliteit nie. Daai kenners wat die boeke geskryf het, gaan hulle dalk bietjie uit en kyk hoe hulle werklik lyk. Ja, dit is verskriklik. Dan die pad, ek weet nie wat sy straat se naam nie. Wat se pad? Die een, ek wil sê tussen Golden Goose en dan terug Checkers in die gat toe. Is nie Tosselli nie, dit is ek kan nie daar nie. Beethovenstraat. Is dit Beethoven, die lang ene? Ja. Wat daar by die rigting stop was, almal sy gat waar hulle gewerk het. Ja, ek sien hulle is nog nie reg gemaak nie, hoekom nie, weet jy nie? Wat gewoonlik gebeur met so groot breek is, hulle los hom oop, maar bedoelende hulle teer hom nie, om te kyk of hy nie weer gaan lek nie. Want almal weet, ons kwaliteit van kontrakteurs wat Emfeleni aanstel, gaan oor kwantiteit en nie kwaliteit nie. Dit moet eintlik omgedraai wees. So, ons wag nou om te kyk of hy nou weer gaan lek, en as hy nou nie gaan lek nie, seker vir die volgende 100 jaar, en dan sal hom eers teer. Maar
tegnies Is nou gesproke. eerlik? Tegnies gesproke is dit hoekom hulle hom nog nie toemaak nie, want hulle kyk of hy nie dalk weer gaan lek nie, maar hy ek meen dit is nou seker al 'n jaar terug as ek dit nie Ja, hy's al lank, ja. So dit moes nou al as hy moontlik moes gelek het, sou dit nou al reeds gewys het. So ja. Ons het wel op Public Works het ek wel die vraag gevra, wanneer gaan die kontrakteur daar regmaak? Ek wag nog vir die antwoord. So ja, ons MMC is soos die skim. Very elusive. So ek het opgewonde gewees toe ek die vinnige herstelwerk sien van die brug op Gravel Road, maar nou sien ek dit staan stil, daar's nie meer verdere werk wat gebeur daar nie. Het jy enige nuus rondom dit? Hulle begroting die 1 April begin en nou moet hulle tender uitsit, want onthou soos wat ek vroeër gesê het, daar's verskillende tegniese goed wat aan die brug moet gedoen word, so hulle het hom op hierdie stadium nou net beveilig en die gewig wat oor die brug gaan, het hulle nou verminder deur om net een laan oop te maak, daai tipe van ding. So ek weet hulle staan besig met 'n tenderproses om 'n kontrakteur aan te stel om die brug te rekonstrukteer. Goed, dan Groot woorde, Groot woorde so op 'n Dinsdag. En dan het ek dit op Facebook gesit, maar die vullisverwydering is 'n bietjie van 'n probleem. Wat gaan aan met die vulle? Hoekom? Op hierdie stadium is daar wel trokke wat in vereniging in Sebokeng hardloop, al is dit nou net een, maar van der Balpark het nie 'n trok nie. Hulle trok vir diens. Met die MMC net dit bevestig dat daar teen volgende week moontlik die diens sal hervat. Maar ja, mense sal sê daar is in elk geval geen diens nie. Wat ek nie meer strei nie. Kan nie strei nie. Shakespeare Straat sê iemand hierso net voor jy by Knockout Pub kom, is 'n elektriese boks wat oop hang. Jy moet net die onwettige koneksies daarso sien. Ek weet nie of jy bewus is van dit nie. Kyk, ons weet van baie van hierdie tipe van goed, maar dit sal baie help as hulle vir ons 'n foto kan stuur met die DP-nommer wat bo op die groen boks is, en dan kan ons dit rapporteer, want as ek nou gaan rapporteer, daar's 'n green box is open in Shakespeare Street, gaan elektriese departement vir my vra, what is the DP number? So belangrik om te dit gee. is baie belangrik. Neem asseblief 'n foto vir ons, laat ons duidelik die boks se nommer kan sien. Op die volgende geleentheid ons gesels van 'n bietjie meer tyd het, ons praat oor die ander goed wat ons al so vinnig aangeraak het, die lughawe wat nou nie meer gaan realiseer nie. Nee, I like my hy is nou weer op dreef. Kan dit weer gebeur? Ja, dit lyk my ons is nou weer daar. Ja. Ek is goeie nuus. So dan wel, kom ons kyk. Ja. En ons moet praat oor River City ook nog, né? Yes, ons moet praat oor River City. Daar's baie goed waaroor ons kan gesels. Volgende week sal ons 'n bietjie langer tyd hê. Ja, dis baie waterlek. Ek is seker julle weet daarvan Maxwell Straat. Daar die ou Vicor, die riool loop al vir maande die pad af. Dis al naby met al. Ek is bewus is op die ou pad wat ons altyd daar na die ou kantoor toe gegaan het. Die pyp het gekollaps. Hy is op die begroting vir 25-26 finansiële jaar om te vervang. Dan moet ek laastens vir jou vra, voorbereiding vir 2026 se plaaslike verkiesings, is jy hulle opgewonde? Ek weet jy, dis harde werktyd dan, en jy wil nie op jou verjaarsdag daaraan dink jy, miskien was ek dit nie nou gevra het nie, maar dink jy ons gaan 'n verskil sien volgende jaar? Dink jy dat mense keelvol is vir die situasie? Ek dink dis 'n baie goeie topik wat ons dalk genoeg tyd moet aanspandeer en soos ons altyd gesê, daar's die verkiesingsstemstelsel is baie verskillend. Soos ons het 'n hybride stelsel wat munisipale stelsel is en dan het ons 'n nou kan ek nie op die ander woord kom nie, maar die nasionale verkiesing is nou weer op 'n ander stelsel. Ek gaan nou by hom uitkom, maar dis nodig dat ons vir die mense verduidelik hoe werk hierdie hybride stelsel. Laat hulle weet, laat elke stem wel tel. Nou ons is nou alreeds al van verlede jaar af is ons al besig om potensiële kandidaate te identifiseer. Ons het nou al induksie gehad, ons gaan binne kort met opleiding begin en ons is deurentyd besig alreeds in ons areas. Ons is nie 'n party wat net gesien word voor 'n verkiesing nie. As ons praat oor 'n tydlyn van verkiesing, praat almal dat dit volgende jaar November gaan wees, maar onthou volgens OVK wetgewing kan ons dit 90 dae voor die tyd of 90 dae na die tyd maak. En soos wat julle weet nou altyd onthou, ons altyd in Mei maand verkiesings gehad. Dis reg, ja. Toe gaan dit oor na Augustus toe. Toe gaan dit oor na November maand. So jy sien hy skuif heeltyd 90 dae aan. So hy kan moontlik, indien die OVK nie gereed is nie, kan hy uitskuif na 2027 Februarie maand. Maar dit gaan alles afhang, ons behoort seker teen vroeg volgende jaar, behoort ons dan nou aankondiging te hê van die president om te sê wanneer hy dit declare. Maar alles dui daaraan dat ons volgende jaar November maand plaaslike verkiesing gaan hê. Wat dit behels en hoe dit dan nou ons mense gaan affekteer,
dis weer 'n waterskeiding verkiesing soos wat ons nou gehad het met die nasionale verkiesing, waar daar nou 'n regering van eenheid gestig is van dag 1 af. Die moontlikheid dat dit hier wel in munisipaliteite kan gebeur, is nou meer werklik as wat dit vroeër was. Ons weet dat die ANC in 'n daling is, maar daar's baie ander partye wat ook nou 'n stuk van die koek nou wil hê, so dit gaan ook 'n invloed hê, maar daar's ook van ons huidige partye wat net nie presteer nie en daai tipe van goed. So, maar dit is nog altyd 'n gambling game en almal onthou vir die laaste goeie ding wat jy gedoen het voor die verkiesing. So ons kan derentyd konstant hard werk en resultate gee, maar op die laaste dag, die vorige dag, dan sny ek jou boom en dan kry daardie persoon. Ja. So dit is baie ondankbare werk ook. Dit is en dit is iets wat ons definitief gaan oor praat, sonder om op ander partye se tone te trap, maar ons moet praat oor die presies wat met die nasionale verkiesing gebeur het, wat die ouens sê, hoor maar ek wil nie vir die kleiner party, kom stem maar almal eerder vir daai party, maar okay, op 'n volgende geleentheid gaan ons daaroor gesels en bietjie meer in diepte ingaan, veral ter voorbereiding van die verkiesing, maar ons het daarom nog tyd om dit op te breek en bietjie daarin te vat. Ek gaan nie veel vir jou tyd mors, ek weet jy's besig. Geniet die verjaarsdag verder, enigiets anders van jou kant af. Ons het 'n petisie geloods. Ja. Ek sal hom vir jou stuur. Wat ons asseblief vra, almal moet hom teken. Dis aanlyn, dis baie maklik. Jy kan op jou foon, op jou rekenaar, jou tablet kan jy hom gou invul en hom instuur. Dis objection teen die verhoogde tariewe wat hulle tans voorstel deur die munisipaliteit, as ook die begroting. So asseblief, ek vra soveel as mense om hom te teken. Nou gaan hulle vra, dis 'n petisie wat, wel, as daar 10,000 mense is wat hierdie ding gaan teken, is dit 10,000 handtekeninge, stemme wat ons kan indra in die raad en sê, hey, jy moet nou luister, hier trek ons die streep. Maar as dit 1,000 is, neem hulle net notisie daarvan af. So ek gaan hom vir jou stuur, ons het hom al reeds op ons platforms al ingesit. Ek vra asseblief teken hom, laat ons net, want dis 'n 15% verhoging net vir water. Net vir water. Ons gaan nou begin 1 keer 'n week bad. Ja, in 1 keer in 2 weke. Ek gaan nie daai kan doen nie, hoor. Ek is lief vir stort. Ek doen dit 3 keer 'n dag, so dit gaan nie werk. Maar as jy daaraan dink, 'n 15% verhoging van water, waar jy nou tans vir 1 kiloliter water R25 betaal. Dis baie. Ja, is baie. So daar is nie 'n geval van jy moet uitkom met jou plakkaat nie, ons het jou net nodig om daai te gaan doen. As jy as ouer persoon dalk nie lekker seker is hoe dit werk nie, vra 'n jonger persoon om jou te help daarmee, maar maak seker dat jy deelneem daaraan. Ek sal dit vir jou deel op die WhatsApp kanaal en ook op my bladsy op Facebook kan jy dit kry as jy nog op die kanale sien, jy wil die Mvuleni inligting, gereelde updates daar kry, stuur my net van op kantoor, dan stuur ek vir jou sin toe. Gerda verjaardag gaan nie langer besig hou nie en sy is besig vandag. Gerda, ek en jy praat volgende Dinsdag weer. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle, dankie vir die geleentheid, mooi dag. Totsiens.